Goeiedag, dit is 31 Desember, die einde van 2025 en ek is Morne Botha, die Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV met 'n nuusperspektief hier uit Tennessee uit. En vandag se groot nuus, dis die einde van die jaar. Almal gaan 'n nuwejaarsvieringe in. Ongelukkig het ons die probleem met terrorisme wat baie groot is op die oomblik oor die hele wêreld. So sien ons dan dat baie stede, groot stede wat gewoonlik groot partytjies en opskoppe hou vir die nuwejaarsvieringe, is besig om bietjie terug te trek, terug te hou en kleiner te maak. Ons kon al sien reeds in Sydney hoe hulle gewoonlik groot nuwejaarsvieringe bietjie verklein was, met baie ernstige ekstra sekuriteit by die plekke. So byvoorbeeld New York City, wat gewoonlik een van die grootstes in die wêreld is, en een van die mees famous in die wêreld met die bol wat drop hier by 12 uur vanaand in New York City. Selfs daai plek is al paar dae afgekordon, die plek waar die publiek gaan wees, met ernstige polisie teenwoordigheid en sekuriteit. So mense gaan deur allerlei verklikkers en masjiene moet gaan om in daai area in te kom. En so ook word die geboue in die omgewing dopgehou vir die moontlikheid vir een of ander terroriste aanval. Wat ongelukkig maar 'n probleem is, iets waar ons mee gaan moet saamlewe in die toekoms, want terrorisme lyk my vergroot al hoe meer oor die wêreld. Hoe dit ook al sê, feesvier gaan die mense feesvier, maar daar gaan net meer agting gegee word op sekuriteit in hierdie plekke. So gaan ons ook in die nuwe jaar in 2026, en die grootste verwikkeling wat ek weet vir 2026 is die 3 of 4 grootste oorloë wat ons aandink, wat 'n impak op die hele wêreld kan hê. En die eerste grootste een is die Oekraïne-oorlog, wat nou al 4 jaar aanhou, nadat Putin gereken het, dit gaan net 3 dae vat. Wat nou al 4 jaar aanhou en miljoene mense al oorlede is. Hoopelik kan hulle tot 'n punt kom om hierdie oorlog gestop te kry, maar dit lyk my Putin soek daai hele deel en hy soek sommer die hele Oekraïne. So ek weet nie hoe lank dit gaan vat vir hom te oortuig dit uit misluk, uit 'n fout gemaak, uit hom misgis met Oekraïne en dis nou tyd om terug te trek nie. Die ander goed wat kan oplig is Venezuela. Venezuela, julle weet die hele Amerikaanse weermag het groot magte in die omgewing om Venezuela, om daai bote en goedes, die drugs wat in Amerika aankom, af te knyp, en is nou al baie goed afgeknyp. Die oor land in die suidelike grens by Mexico word daar amper niks meer drugs ingebring in Amerika nie, en nou oor see wat hulle daar uit Venezuela, die Suid-Amerika uitgekom het, is ook al ver meer as 'n 90% drop van die inbring van drugs in Amerika in. En reeds het Donald Trump berig dat die Amerikaanse weermag het al 'n port gestryk binne in Venezuela, waar die bote gelaai word, die facilities waar hulle die bote laai en die drugs deurbring. So ons sien daar gaan iets nog uitbroei daar. Dieselfde met Iran. Trump het hulle weer gewaarsku, julle moet ophou goed bou, kom eerder na die onderhandelingstafel toe, dat ons nie weer hoef in te kom en alles van julle stukkend te bom nie. Maar Iran lyk my wil ook nie luister nie. En dan die laaste gedeelte wat opslaa sal maak deur die jaar gaan die finalisering van die Gaza strip wees. Maak skoon, op die oomblik wag hulle vir die Hamas kant om 100% te ontwapen. Sodra hulle 100% ontwapen, sal Israel heeltemal hulle soldate daar uittrek en die plek kan recover. So, dit is die dinge wat ons gaan sien in hierdie volgende paar maande en in die nuwe jaar. Vir almal dan, geniet die nuwe jaar vieringe, wees veilig en ons sien mekaar in die nuwe jaar in 2026. Ek is Morne Botha, nuuskorrespondent vir Koepel TV met die nuusperspektief hier uit Tennessee uit. Geniet die dag.